So Vader, ons harte is 'n geheim wat niemand behalwe U kan sien nie. Wees ons asseblief genadig om 'n lewe te lei deur dit wat U vandag aan ons wys, dat dit U sal behaag. Amen. Ja, die vraag gaan, is jy al 'n tweede keer gebore, wedergeboorte? Mense raak so maklik moeg vir hierdie vraag, want hulle wil nie van Jesus praat nie, dit is die probleem. Maar ek wil vir jou 'n scenario gee, en probeer jouself in hierdie scenario indink. Jy kuier by familie daar om 'n braaivleisvuurtjie, en een van die familielede kom en sy kondig aan dat sy verwag. Ja, groot opgewondenheid heers oor die goeie nuus, want dit is 'n groot oomblik, nê. Sê nou maar, dit was moontlik dat jy met die baba in die vrou se baarmoeder kon praat. Ek weet dit is onmoontlik, maar sê nou maar, dit was moontlik. So kom ons speel, en ons verbeel ons, dit is moontlik, en dat dit kan gebeur, dan sou die gesprek min of meer so verloop het. Ja, jy staan voor die vrou en jy sê, hallo, en die baba sê, hallo. Die baba vra jou, hoe's dinge daai kant? Jy is so verbaas om die vraag te hoor, en jy vertel hom hoe pragtig dit aan die kant is. Hier's 'n see. 'n Wat? Vra die baba. Wel, 'n see is min of meer wat jy nou daar belewe waar jy nou is, maar baie, baie groter as dit. OK, sê die baba. Wat nog? Wel, daar's strande, bome, pragtige blou hemel, berge, groen grasperke. Aan die kant is daar pragtige sonopkoms en skemeraande, sonsondergange, die mooiste wat jy ooit aan kan dink. En die baba gaan, wat? Bome, sê jy? Wat is bome, vra die baba? En wat vir 'n ding is die son, die blou hemel, strande, die see? Wat is dit? En nou moet ek bome beskryf. Hoe beskryf ek dit? Of die son en die blou lig, hoe beskryf 'n mens dit? Die pragtige groen gras. Hoe kan ek dit beskryf? Wat sal ek beskryf? 'n Akker of 'n melkkootboom of dalk 'n perskeboom? 'n Appelkoesboom? Dis 'n baie moeilike gesprek hier, terwyl dit sal nie so lank aanhou om die dinge aan die ongebore kind te beskryf nie. En gou sê jy, nou ja, ek het nou met jou gepraat en dit was baie lekker geweest, né? En dan loop ek maar nou en die gesprek eindig. Dis net so anderster. Die wêreld waar jy is en die baba is absoluut net anders, al staan julle slegs 'n meter uit mekaar uit. Jy dink al wat nou moet gebeur is dat die baba moet gebore raak, en dan sal hy self al hierdie goeters belewe, né? Jy word gebore en skielik is daar helder ligte bokant jou moeder en mense wat praat. Maar dan hoor jy een stem wat jy herken, dis jou ma se stem. Jy sal dit tussen 1000 ander stemme herken. En gaandeweg begin jy self die wonder sien wat iemand aan jou probeer verduidelik het. Verstaan wat jy nie kon verstaan nie, want jy moes dit self belewe. En jy moet leer wat is bome. Jy moet leer wat is die son, die blou en die rooi lig. Jy moet self die see sien. Jy moet gaan kyk, né? En jy sal die golwe sien en jy gaan die strande en die groen grasperke sien. Nou, daar was 'n gesprek gewees tussen twee mense wat gegaan het, soos ek jy nou van die baba vertel het. En dit was die gesprek tussen Jesus en Nikodemus gewees. Kom ons lees dit net gou saam, 'n paar verse, dat ons net kan verstaan, want ek dink die prentjie wat ons nou net geskets het, van die storie met die baba, is 'n baie goeie voorbeeld van dit wat tussen Jesus en Nikodemus gebeur het. Johannes 3, vers 3 tot 8. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou,
As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?" En Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit 'n mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek dit vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." En dan Efesiërs 2 vers 4 en 5. "Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered." En Titus 3 vers 5. "Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy, die Here, gedoen, deur die wedergeboorte wat die sondes afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee." En dan die laaste versie is daar in 1 Petrus 1 vers 23. "Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God." Ons hoor Jesus dit verduidelik. Ons hoor Paulus 2 keer waar ons gelees het. Ons hoor Johannes en Petrus presies dieselfde fenomeen om geestelik gebore te word, nê? En dis 'n ontsettende belangrike onderwerp, want ons is almal gebore in 'n wêreld wat teen God rebelleer. Maar nie net is ons gebore in 'n wêreld wat teen God rebelleer nie. Ons het 'n gees binne in ons wat teen God rebelleer. Almal van ons is gebore met daardie gees wat teen God rebelleer. Ons staan onder 'n administrasie wat teen God rebelleer. En daarom staan ons van nature onder die oordeel van God. Dis hoe ons gebore is. Die baba word gebore en dis nou 'n hoopie mensie wat baie versigtig hanteer moet word. En dit maak nou nie saak hoe mooi, hoe sag en hoe wonderlik hierdie ou klein bondeltjie mensie is nie, nê? Gebore in 'n liefdevolle huisgesin. Maar hy is gebore, sê die Bybel, hy is gebore in 'n wêreld wat teen God rebelleer. En binne sy DNA is dit natuurlik om teen God te rebelleer. En as jy dink dis nie waar nie, het jy nog nie kinders grootgemaak nie. Vra dan maar vir mense wat kinders het, of dalk het jy al van hulle kinders opgepas, net dan weet jy hoe waar dit is. Ja, dis nog baie erger om na ander mense kinders te kyk. En die ergste ding wat 'n mens kan doen is om nou vir hierdie mensie wat in hierdie wêreld gebore is te vertel hy is okay. En hy hoef nie te worry nie. Jy's okay want jy woon gereeld kerk by en Woensdae woon jy selgroepe by en Vrydagoggende gaan jy biduur toe. Moenie worry nie, jy's okay. Dit is die dodelikste ding wat kan gebeur, want Jesus sê baie duidelik: luister, jy het nog 'n geboorte nodig. Jy moet weer 'n keer gebore word. En ons praat nie nou van iets wat met jou gebeur het toe jy nie daarvan bewus was nie. Ons praat van 'n baie spesifieke ding tussen jou en God. En so wonderbaarlik as wat dit is, dat 'n mens gebore word en kan hoor en kan sien en kan voel en kan reageer en onderskei tussen koud en warm en ja, die eerste klompie jare is net eksepsioneel 'n wonderwerk. As jy gebore is, kan jy nie eens jou kop optel nie.
maar later kan jy jou kop optel. Ja, nog later kan jy op jou maag draai. En nog later kan jy begin kruip. Ma moet nou al die koppies bære, want jy staan teen alles op en die koppies en pierings gaan afgrond toe. Later leer jy fietsry en val. En later as jy groot is, dan leer jou pa jou om 'n springbok te word, né? Al hierdie wonderlike dinge leer jy, wat toe jy gebore was, nie vir jou moontlik was nie. En Jesus verduidelik dit aan Nikodemus. Ek lees nou so 'n bietjie in hierso, né? Net so wonderlik sê Jesus, as wat dit is om gebore te word en om al hierdie dinge te belewe en te leer, wil ek Jesus nou vir jou sê, Nikodemus, as jy nie geestelik gebore word nie, sal jy die wêreld van God nooit belewe nie. Jy sal dit nie sien nie, Nikodemus, as jy nie 'n tweede keer deur die Gees gebore word nie. Dit is net so goed of jy sal in die kerk sit en iemand sal praat van 'n rooi sonsondergang en jy sal sê, "Wat? Wat?" En alles moet vir jou verduidelik word, want niks is verstaanbaar nie. Hoekom nie? Want jy is nie deel daarvan nie. Ja, jy kan vir jare in 'n kerk sit en jy kan selfs die predikant of die pastoor wees, maar as jy nooit wedergebore is nie, en jou gees bly morsdood, en jy kan nie hoor nie, en dan kan jy nie sien nie, en jy kan nie deel wees nie, want jy kan dit nie verstaan nie, maar jy het 'n klomp inligting, maar die lewe van God ontbreek jou. En niemand hoef jou dit te vertel nie. Jy weet dit is waar. Jy weet dit in jou hart. Iets skort en iets kort. Jy weet dit in jou hart. Ek kan die dinge nie verstaan nie. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan dit nie hoor nie. En Jesus sê, as jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk nie ingaan nie. En sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Paulus en Petrus praat van presies dieselfde geboorte en sê dis om nuut gemaak te word deur die Gees van God. Daar's 'n ongelooflike honger na die woord van God. Skielik verstaan hulle wat hulle lees, of hulle nou teologies is of nie. Hy maak die Bybel oop en dit voel vir jou asof die Bybel nou net vir jou geskryf is. Jy lees die woorde en dit kom net eenvoudig na jou toe aan. Jy kan net nie genoeg van die Bybel kry nie. Jy soek elke oomblik wat jy kan om te lees, want dis God wat nou met jou praat, en jy wil net al meer en meer hoor wat God sê en in God se teenwoordigheid wees. Dis 'n uitstaande eienskap van die lewe. Jy weet dat iets nuut daar in jou hart gebeur het en in jou lewe gebeur het. Jy het 'n ongekende honger na God, waar jy voorheen nie getraak was nie, so traak my nie agtige godsdiens wat ons beoefen nie. Ek is 'n Christen en ek gaan kerk toe en dis dit. Maar waar jy voorheen okay was met 'n kerkdiens op 'n Sondag, so tussen 10:00 en 11:00 as voorbeeld, en dit was okay, want dit was die slot en die gleuf daarvoor. En nou kan jy nie oor iets anders praat nie. Mense vra jou sommer, ag nee man, kan jy nie 'n bietjie oor iets anders as oor die Bybel en oor Jesus praat nie. En dis die ding, daar's iets wat binne in jou gebeur en wat het binne in jou gebeur? Wel, Jesus sê dis soos 'n geboorte, maar dis 'n geestelike geboorte in die koninkryk van God. Maar verduidelik Jesus verder, dit kom deur die Gees van God. En die wind waai waar hy wil. Luister, ons kan nie presies plot hoe werk wedergeboorte nie, maar jy sal weet as dit plaasgevind het. Jy sal dit verstaan. Hoekom 'n mens daar? Want as jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk nie sien nie. En jy sal baie beslis dit ook nie ingaan nie. En jy sal baie beslis ook nie deel wees van dit nie. Nou, hoe kom jy daar? Wel, hier's nog 'n interessante opmerking. Reg deur die bank en van mense in ons tyd, dalk 'n vriend of iemand in jou en my se eie bloedfamilie, dat hulle tot die bewustheid kom, dat hulle saak met die Here nie reg staan nie,
Ek praat nou nie van iemand wat sê, ja, ek lewe nou nie heeltemal so wonderlik soos wat ek moet lewe nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat nie van mense wat hulle self probeer meet aan 'n morele standaard nie. Nee, hulle is nou nog nie so heilig soos die dominee of die pastoor nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van voor God staan. Jy nie reg nie. En in jou hart sal jy dit weet, dat jy voor God nie reg staan nie. En dit word genoem, volgens Jesus daar in Johannes 16, dat daar is 'n werk van die Heilige Gees, wat jou oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Jy weet jou saak met die Here is nie reg nie, nê? Jy weet dit, al sê jy dit nie met jou mond nie, maar in jou hart weet jy dit. Maar jy wil of sal dit nooit erken nie. Hoekom nie? Want ek is te trots. Ja, te trots. Maar weet ek dit in my hart? O ja, baie beslis weet jy dit in jou hart. Ek weet dit. Hoekom? Omdat my ma of my pa of iemand dit aan my gesê het. Nee. Niemand hoef vir my 'n woord te gesê het nie. Ek het geweet my saak met God en voor God is nie reg nie. Hoe weet ek dit? Want dis die werk van die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat dinge daar in jou hart roer. Ek weet nie eers dat dit die Heilige Gees is nie. Maar jare later vind 'n mens dat Jesus sê dis presies wat die Heilige Gees doen. En dis waar dit begin. Dis 'n uitnodiging deur die Gees van God binne in my. Iets in my voor God nie reg is nie. Dis die Heilige Gees wat daar roer. Daar's iets wat nie reg is nie. Praat nou nie van ek het 'n wonderlike ondervinding soos iemand anders gehad nie. Ek praat nie nou daarvan nie. Ek praat nou van die oortuiging in my eie hart, net tussen my en die Here, dat dinge is nie reg nie. Ja, as dinge tussen my en die Here nie reg is nie, dan sal net jy en God dit weet, want die lewe van God is nie by my nie. Wat nou? Ek besef my oë is nie oop nie. Ek besef my ore is nie oop nie en my hart kan nie verstaan en dit belewe nie. Maar iets is nie reg nie en dis wat nie reg is nie. Ek kom agter ek het nie 'n honger na die woord nie. En ek het nie belangstelling in die koninkryk van God nie. Ja, ek stel nie regtig belang in die dinge nie. Dis die oomblik. Dis die groot belangrike oomblik. En jy hoor dit in baie mense se getuienisse. Jy lees dit daar in Handelinge 2. Jy lees dit in Handelinge 16 waar mense vir Petrus en Johannes en Paulus later vra: "Wat moet ek doen om gered te word? Want ek weet ek is in die moeilikheid. Voor God is ek in die moeilikheid." En daar is geen resep gebed om te bid as jy oorgee nie, hoor. Maar as jy oorgee, dan sal jy weet. Jy sal dit weet. En dan kom die lewensverandering. Jy het nou iets om aan ander mense te vertel. Een probleem, niemand wil luister nie. Skielik wil jy nie meer na vuilsmerige televisieprente kyk nie. Jy wil sekere dinge nie meer in jou lewe hoor nie. Jy wil sekere dinge nie aan deelneem nie. Jy het baie goed wat jy nou miskien uit jou lewe wil uitskakel. Dalk sal jy mense hoor sê, wag maar, dit sal oorwaai. Mense sal nie verstaan as jy jouself in die woord van God begrawe nie. Dis baie moeilik vir hulle om te verstaan. So baie ure in God se teenwoordigheid begin dit deurbring. En later sal jy ook hoor iemand sê, "Ooh, kan jy nie maar oor iets anders as oor die Bybel en die Here Jesus praat nie?" Maar op pad na die telefoon wat lui, ontmoet Jesus my. Ek het in my hart net eenvoudig geweet en dit ervaar. Dis afspraaktyd. Wat gebeur het, kan net beskryf word as die lewe van God deur die Gees van God in die hart van 'n mens en ek word nuut. So nuut dat op die berg Horeb doen ek hy gelofte.
Here, wat ook al in my lewe gebeur, ek sal bly glo dat dit binne U toelaatbare wil geskied, net soos met Jeremia, Here, ou Job, ou Moses, Dawid, Aaron, al hierdie Bybelse mense, Paulus, Petrus, Johannes, Lukas, almal het swaar tye beleef, maar hulle het geweet, God is in beheer, en nie een van hulle se lewe was weer dieselfde nie. As jy God ontmoet het, wil jy dit vir almal vertel, wat met jou gebeur het. Luister, jy wil nie vir almal vertel as daar niks gebeur het nie. Ek meen, hoe sal dit klink? Kan jy jouself in daardie gesprek indink? Hallo, ek wil graag met jou iets vertel wat nie gebeur het nie. Ja, maar wanneer iets gebeur het, dan weet jy dit. Niemand was daar by jou gewees toe dit gebeur het nie. Daar was niemand by jou wat jou gou touhuis gemaak het, of iets geleer het, of in 'n sekere rigting gedruk het nie. Dit was net jy en God teenwoordig, toe jy hom aangeneem het, nadat die Heilige Gees in jou gewerk het, en jy ontmoet Jesus, en iets drasties gebeur. Jy sal dit weet, as dit gebeur. Jy sal weet, die Gees in jou, wat teen God rebelleer, waarmee jy gebore was, is weg. Die Gees in jou wat teen God rebelleer, word vervang met die Gees van God. Jy sal weet, daardie oomblik is dit gebeur. Anderster het dit nog nie gebeur nie. Jy kan nie anders as om dan te jubel en voor God te dans en in God se woord te jubel en te juig nie. Al gaan dit vir jou nog swaar op die aarde, al gebeur baie dinge wat jy nie verstaan nie. Luister baie mooi wat ek jou sê. Jy weet as die lewe van God in jou is. Jy weet dit. Dis nie iets wat jy dink of verlangs hoop en dink nie. Jy weet dit. Dit beteken nie jy doen nou alles perfek en reg nie. Dit beteken nie jy lewe nou 'n heilige engel lewe nie. Dis glad nie wat God in jou beteken nie. Maar jy weet, jy het by die ewige lewe aangekom deur Jesus Christus. Jy sal weet jy is waarlik weergebore. As jy nou vir my sê, ag nee, wat dan kom, ek kom maar nog al die jare so aan. Jy was in die kerk, jy's lief vir Jesus, dan sê ek vir jou, ek betwyfel dit baie ernstig. Dis nie volgens Jesus se definisie nie. Volgens Jesus se definisie was jy nie maar nog altyd lief vir Jesus nie, want jy is gebore as 'n rebel teen hom wat rebelleer teen die wil van God. Miskien was jy lief vir die atmosfeer in 'n kerk, miskien lief vir die kerkmense toe jy kerk geloop het, omdat hulle so aangenaam en so 'n gemoedelike klomp mense bymekaar is of wat ook al. En nou sê jy is maar nog altyd 'n kind van Jesus. Dis net nie waar nie. Dit is absoluut glad nie waar nie. Hoe weet ons dit? Want die Bybel sê so. As iemand by die lewe van God uitgekom het, het hy iets om te vertel. Daar's nie 'n voorskrif hoe nie. Dis nie 'n resep nie, maar daar's hierdie ding. Die lewe van God is nie in my nie. En nou wil ek vir jou sê, weet jy wat is die wonderlike ding hiervan? As jy dit agterkom dat die lewe van God nie werklik in jou is nie, dan hoef jy nie te skrik nie. Want as jy dit agterkom, is dit eintlik 'n ontsaglike werk en 'n groot genade dat God dit aan jou bekend maak, sodat jy opreg na hom kan draai en vra, Here, wees my genadig. Gee aan my die lewe. Maak my nuut van binne asseblief, Here. Gebore uit verganklike saad. Dis hoe ons gebore is. Ons is gebore uit verganklike saad. Almal van ons is gebore uit verganklike saad. Die groot en die belangrike saak is om gebore te word uit onverganklike saad. Uit en deur die woord van God wat tot in ewigheid bly. Geen hoop sonder Jesus nie. Dit is die wedergeboorte. En dit is die werk van God se Gees. Die vraag is jy al weer gebore? Is jy al 'n tweede keer gebore?
deur die Gees van God gebore. Ek echo, ek sê weer, ek echo die wil van God deur die Heilige Gees. En ek vra, is jy al 'n tweede keer gebore, wedergebore uit Gees? Is jy? Beleef jy dit? Ek is nie die Heilige Gees nie, maar dis presies wat die Heilige Gees in jou hart sal aanwakker om jou te sê, is jy waarlik deel van die lewe van God? Kan jy die koninkryk sien? Beleef jy dit al? Het jy 'n honger en 'n dors na die onvervalste melk van die woord van God? Lees jy daai woord elke dag? Maak jy dit jou eie? Sink dit in jou hart in? Is jou gees opgewonde oor Jesus? Of is jou geestelike lewe maar soos 'n horisontale lyn, selfs soos jare terug? Dit bly maar net so, ek kry 'n versie op my foon 'n dag en dit is vir my genoeg. En nou en dan as ek onthou, dan bid ek tot God, is jy wedergebore? Ja, jy het waarlik hierdie lewe van God nodig en dit kan ek nie vir jou gee nie. Daardie lewe kan net God vir jou gee, deur sy Gees om jou nuut te maak van binne. En as ek dit nie het nie, dan het ek niks. Absoluut niks. Niks om te vertel nie. Niks om aan iemand te sê nie. Niks om te sien nie. Niks om te hoor nie en niks om te voel nie. En niks om te belewe nie. Niks om met ander te deel nie. Dan's ek dood. Dalk is hierdie boodskap, luister mooi, dalk is hierdie boodskap vandag, dalk die laaste wekroep van God. Ja. Van hoeveel al in jou of enige iemand se lewe gekom het, 'n wekroep van die Heilige Gees wat sê, ek roep na jou, kom na my toe, ek ken jou naam, ek nooi jou, kom na my toe, draai na my toe. Daar's 'n smagting in die hart van 'n mens en daai smagting word geroer deur die Heilige Gees. As jy dit in jou hart beleef, weet dan, dis Jesus wat jou roep. Draai om van jou verkeerde weë af. Draai na my, sê die Here, kom na my toe, ek wag vir jou. Ek, die Here, wil jou iets gee wat net ek vir jou kan gee. Jesus gee nie vir jou iets nie. Jesus gee vir jou iemand. Hy gee homself vir jou. Jy kan nie jou lewe vir God wegsteek nie. Sluit af. Moenie Jesus se uitnodiging mis nie. Amen.